vryheid. Al weet ons dit verkeerd, dink ons soms, as ek Christus nie aangeneem het nie, sou ek soveel meer vryheid gehad het. En dan waag ons dit selfs soms om hierdie ander pad te kies. En dit neem ons soms na 'n baie donker plek. Hierdie diep hartverskeurende stelling het my laat besef dat daar tallose mense is wat waarskynlik so oor Jesus voel. En wat as hulle nie op daardie afdraaipad uiteindelik by die vernietiging kom nie, dat hulle soms waarskynlik op hierdie pad is, terwyl hulle nie eers besef waarheen hulle op pad is nie. Partykeer is mense nader aan wettisisme as om in die pad met Christus te stap en te lewe, of om daarna uit te sien, of dit te begeer om met Christus 'n pad te stap. Of hulle kon so ver wees van die werklikheid, dat hulle nie die genade van God en die barmhartigheid van die Heilige Gees in hulle lewe gesien het en ervaar het, en beleef het hoe wonderlik dit is om met Jesus in 'n verhouding te kan leef nie. Jesus beloof vryheid. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Jesus beloof vryheid. Wat ons egter dikwels in hierdie gedeelte oorslaan, is die feit dat Jesus praat hier met gelowiges. As jy nog nie ten volle in Christus begin vertrou het nie, is die gedagte dat hy ons vryheid gee moeilik om te verstaan. Iemand kan vra, skep hy nie nou hier 'n stelsel wat ons dwing om op 'n sekere manier te leef en op te tree nie? Die antwoord is nee. Jesus stel bloot die feit wat 'n natuurlike reaksie is op genade. Wanneer ons genade het, wanneer ons in verhouding leef, dan dring die verhouding ons daartoe om op 'n sekere manier te leef en op te tree. Die konteks van hierdie vers laat ons ook wonder of iemand wat nog nie werklik sy lewe vir Jesus oorgegee het nie, sou begryp wat vryheid in Christus beteken en hoe dit lyk nie. Die disippels met wie Jesus praat, sou alreeds in hulle tyd 'n soort sosiale uitsluiting ervaar het, wat hulle geloof in hom tot gevolg gehad het. Hulle sou verstaan het wat opoffering beteken en wat opoffering uiteindelik by geestelike vryheid uitkom. Hierdie konsep is nie maklik om te begryp nie, maar in sy eenvoudigste term sou dit wees, bevry Jesus ons van godsdienstige stelsels en gee ons die Heilige Gees om ons te bemagtig om sy werk te doen. Hierdie Gees lei ons om hierdie opofferings te maak, om dit te wil maak. En wanneer ons hierdie opofferings maak, besef ons dat dit minimaal is in vergelyking met die ewige lewe wat hy vir ons gee, deur die offer van sy lewe. Hierdie opofferings word nie 'n stelsel van godsdienstige lewe nie, maar dit word iets waarna ons streef in ons verhouding met God. Dit is die vryheid van die Gees. Die Gees bring ons by hierdie vryheid, juis omdat ons 'n verhouding na God begeer.